Hallo julle, in die vorige video het ons gekyk na y is gelyk aan tan x. So vandag wil ek kyk na y is gelyk aan 2 tan x en y is gelyk aan tan x plus 1. Nou ons weet reeds dat die tan grafiek 'n asymptoot het by x is gelyk aan 90 en ook 'n asymptoot by x is gelyk aan 270 en daarom moet ek dit sommer vooraf ingeteken. Nou, vir y gelyk aan 2 tan x, as x 0 is, dan is tan van 0, 2 tan van 0 nog steeds 0. As x 45 grade is, gewoonlik is tan van x dan 1, maar omdat ek het met 2 maal, gaan die antwoord 2 wees, en dan lyk die grafiek so iets. By 135 grade gaan my waarde minus 2 wees, by 180 gaan dit 0 wees, by 225 gaan dit 2 wees, en daar is my grafiek, en dieselfde hier, by 315 is dit min 2, en by 360 is dit 0. So, jy kan sien dat die periode 180 grade is, want hier is 'n volle tan grafiek en ek het dit tussen 90 en 270 grade wat 180 grade van mekaar af is. Verder kan jy sien dat hierdie getalletjie, die 2, kry ek by tan van 45 grade. Jy moet net onthou dat ons nie die grafiek op en afgeskuif het nie. So, ek wil sommer dadelik gaan na y is gelyk aan tan van x plus 1. Gewoonlik is tan van 0 grade 0, maar omdat ek nou 1 bytel is ek daar. Tan van 45 grade is 1, maar ek beweeg 1 op, en daar sy. Tan van 135 grade is minus 1, so omdat ek 1 opskuif oor die plus 1, is dit dan op die x-as. By 180 gaan ek dan by 1 wees. By 225, waar ek gewoonlik by 1 is, gaan ek nou by 2 wees. En die grafiek lyk so. En dan herhaal hy nou maar hier, by 315 gaan hy 0 wees, en by 360 gaan dit 1 wees, en so lyk die grafiek van y is gelyk aan tan x plus 1. En hierdie een is die grafiek van y is gelyk aan 2 tan x. Nou ek wil graag die 2 bietjie vergelyk. Spesifiek oor wat gebeur by 45 grade. Jy sien hier by 45 grade is my y-koördinaat 2. En hier by 45 grade is my y-koördinaat ook 2. So die 2 wat ek hier sit, kan nie outomaties gesit word sodra jy net by 45 grade gekyk het nie. As jy nie op of af beweeg het nie, ja, dan gaan die koëffisiënt van tan x wees wat by 45 grade beweeg. Omdat ek opbeweeg het, moet ek dit in ag neem, wanneer ek na die koëffisiënt van 45, die koëffisiënt van tan x kyk, spesifiek wanneer jy nou gevra sou word om jou eie grafiek te teken. Vir albei hierdie funksies is die periode 180 grade, daar is nie 'n amplitude nie, want die grafiek gaan vir altyd op en vir altyd af. Die definisieversameling gaan net soos die een van 'n gewone tan x wees. X is enige reële getal, maar hy mag nie 90 wees nie, en x mag ook nie 270 wees nie. En my my waardeversameling is y is 'n element van R.
So kyk gerus terug na die gewone tan X grafiek, waar ons al daai dinge bespreek het. Nou wil ek graag nog 'n grafiek teken. Hierdie slag die een van y is gelyk aan minus 2 tan X. En ek gaan maar begin om dit te plot. As X 0 is, dan is minus 2 mal 0 nog steeds 0. By 45 grade, tan van 45 grade is 1. So nou gaan dit minus 2 wees, want ek moet my antwoord vermenigvuldig met minus 2. Ons weet dat ek hier 'n asymptoot het. Dan ek het ook asymptoot, kom ons teken hom sommer nou in. Daar by X is gelyk aan 270. Dan by 135 is my waarde normaalweg min 1, maar as ek dit nou met 2 vermenigvuldig, of met min 2 vermenigvuldig, is my antwoord 2. Hier by 180 grade gaan dit nog steeds 0 wees. Tan van 225 is normaalweg 1, en maal dit nou met die min 2, dan kry jy min 2. By 315 kry ek weer plus 2, en by 360 kry ek 0. En nou moet ons net die punte verbind. Nou onthou dat die grafiek nader die asymptoot, so hy lyk nou so. En so. En so. Al hoe nader aan die asymptoot, sonder om daaraan te raak. Goed, my 2 asymptote. X is nie gelyk aan 9, skus, nou sê ek dit verkeerd om. My asymptoot is juis wat X nie mag wees nie, so X mag nie 90 wees nie, so X is gelyk aan 90 is 'n asymptoot, en X is gelyk aan 270 is ook 'n asymptoot. Onthou tog dat 'n asymptoot 'n reguit lyn is. En jy moet die vergelyking van 'n reguit lyn neerskryf. 'n Vertikale lyn het altyd 'n vergelyking X is gelyk aan 'n getal. En hier kan jy sien, dis by 90 grade of by 270 grade. Die maklikste manier om die definisieversameling neer te skryf, wel, X is 'n reële getal, maar X mag nie 90 wees nie, en X mag nie 270 wees nie. Ek besef nou net dat dit nie heeltemal waar is om te sê X is 'n reële getal nie, want ons is beperk tot 0, 360 grade. Dit sou dus eintlik beter gewees het om te sê dat X is 'n element van 0 grade, 360 grade, maar X is nie gelyk aan 90 grade nie, en X is ook nie gelyk aan 270 grade nie. Die waardeversameling is my y-waardes, en ja, y gaan vir ewig af en vir ewig op. Dan my amplitude is nie van toepassing nie, juis omdat my waardes vir ewig op en af gaan. Ek kan nie praat van hoe ver gaan dit op of af nie. En die periode van 'n tangrafiek is 180 grade. Nou, ek het hierdie een spesifiek gedoen, sodat ons dit bietjie kan vergelyk, en ek gaan dit nou in rooi teken, met y is gelyk aan 2 tan X. So, die gaan ook daar by 0 wees, en dan gaan hy daar deur 2 gaan,
Daar sê, dit is y is gelyk aan 2 tan x. Hier gaan hy by min 2 wees, deur 0 en by plus 2. Daar is nie heeltemal goed genoeg daar nie. Kom ons teken hom net 'n bietjie beter. Hy moet deur daardie punt gaan. So iets. En dan lyk hy so. Nou wat ek wil hê dat jy moet oplet, is dat die swart grafiek die refleksie van die rooi grafiek in die x-as is. Met ander woorde, as ek my boek op die x-as sou toemaak, kan jy sien hoe hierdie deel en daardie deel op mekaar gaan wees. En net so gaan hierdie deel daarop wees, hierdie deel gaan hierop lê en ook daar. So, y is gelyk aan 2 tan x, dan die refleksie in die x-as beteken dat ons y na min y gaan verander. So, dan gaan die refleksie se vergelyking min y is gelyk aan 2 tan x wees, en dit gee vir my y is gelyk aan min 2 tan x. So, onthou dat as jy 'n negatief voor jou tan x kry, en dieselfde is waar vir sin x of cos x, het jy altyd 'n refleksie in die x-as.